As julle baie welkom by Spiritual Talk episode 8. Nou hier langs my sit 'n goeie vriend van my, Mikael Gous. Nou Mikael, as jy jouself aan die gehoor kan opsom in 2 minute, wat sal jy sê van jouself? Goeiedag. Soos Peter gesê het, ek is Mikael Gous. Ek dink hierdie is nou my 10de jaar in Potch. Ek het in 2015 het ek getrek, so dis my 9de jaar in Potch. Ja, ek dink. Toe was ek by 'n afrondingsskool gewees hierso vir 'n jaar by Equilibria gewees. En toe daarna het ek vir PD ontmoet by die universiteit, die Noordwes Universiteit. En ons het toe saam geswat vir 4 jaar aan ons pastorale bediening en beradingsgrade. Ja. En toe my honeurs gedoen en toe daarna 'n bietjie gewerk by 'n agentskap, 'n verhuuringsagentskap, selfs as PD, en toe daarna 'n goeie geleentheid gekry om in 'n produksie besigheid in te gaan. En toe daarna klink soos baie van Potchefstroom se mense se stories. Jy doen so 6 goed voor jy uitfigure wat jy wil doen. En toe in die begin van hierdie jaar toe my eie besigheid te begin, wat ook nog steeds produksie en foto's en video's is. Okay, jessie. Nou, Mikael het dit nou genoem, maar ons het saam geswat op die pik en dit het half nou vir my die idee gegee vir vandag se boodskap, en dis watter impak mense het op jou algehele en maar ook jou geestelike groei. En dis die mense saam wie jy miskien gaan swat, dit is die mense saam wie jy werk, dis die mense saam wie jy net jou lewenslank altyd op pad gestap het, of dit nou toevallig is dat jy ontmoet het langs die pad en vriende geraak het. En elkeen van ons het maar ons eie storie en ons kan al reeds mense identifiseer op die vingerpunte die oomblik wat jy nou dink kan, wie is die mense die naaste aan jou, wie is die mense saam wie jy 'n lang pad stap. En ek het nou gedink Mikael is half die perfekte kandidaat, want ons het saam gaan swat op die teologiese kampus. Ons kom van dieselfde agtergrond af. Die rigting het 'n klein bietjie verskil, maar ons het saam nonsens gepraat, ons kuier nou nog gedrink koffie. Ek het ook verhuurings gaan doen vir 'n paar jaar. Was dit verhuuring of verkope? Nee, waar ook al ek kon geld maak, het ek probeer. So, ja, so hy was ook in die eiendomsdeel Ja. in, en dit was vir my baie interessant toe hy my vertel het te doen. Dus ek, maar ek doen dit ook, jy weet. So. Ja. En net so ook het sy genoem het, jy vat 'n rukkie om uit te kom waar jy wil wees en wat jou liefde is. En dus ek maar ek dink dit sal goed wees as ons by mekaar kom gesels. Ja. Om in te val op die punt van watter impak mense het in die lewe. As ek net vat eerste jaar teologiese kampus. As ek net vat, ons het baie keer dan gaan sit ons na klas en dan of ons sit op die gras of ons stap kampus toe. En dan is altyd onderwerpe gehad waaroor ons gesels. Ons het dit was baie keer diep goed, ander kere was dit sommer net eenvoudige goedjies. Ja. Maar dit was altyd lekker want jy het hierdie mense gehad wat jou gedagtes bietjie uitdaag. Om jou te challenge bietjie anders te dink, want jy leer dit wat jy in die klaskamer geleer het, maar nou begin jy gesels met mense en dis waar amper die real world experience kom van dit wat jy nou geleer het. Soos, hoe pas dit toe? En dit is altyd vir my lekker om met jou en Altus en Johan almal so 'n bietjie saam te gesels, en ek wil net vir julle 'n prentjie gee, nee. As jy nou vat in jou teologiese gewone klaskamer. Nou party klasse was ons, kom ons sê wat, 4 of 5? Ja, nee, is klein klasse. So dis klein klasse, dis intiem, dis bymekaar. So as een persoon hier daar is nie, dan voel die ander dit. Want daai dosent teiken jou. Nou moet jy in plaas van 3 vrae, nou moet jy 6 vrae antwoord. Jy moet instaan. Party van die klasse was ons 2 mense in die klas. Ja. So jy mag nie daai klas mis nie. Anders is jou chommy alleen saam met daai dosent. Dan bel hy jou, waar was jy? Ja. Nee, dit was nogals interessant geweest. Maar op daai punt ook. Ek meen in 2016 toe ons nou almal begin het met ons eerstejaars, die mense wat ek persoonlik daai jaar ontmoet het, is die mense wat nog steeds weekliks ek mee praat. En ek dink mens moet regtig besef wat se impak vriende het en wat se impak mense het met wie mens tyd spandeer. Want daai oop dag, of wat nou nie oop dag nie, maar daai eerste dag van swattings, jy weet, toe ek met jou gepraat het en met Roan Lambrecht gesels het en met Altus gesels het. Verstaan jy, dit is die mense met wie mens eintlik jou hele lewe gaan saam spandeer. Dis ook 'n ding waaroor ons nou al 'n hele rukkie gepraat het, is jy weet, ek is in Potch, jy is in Potch, ek gaan nie doodgaan eendag, ek gaan nie begrawe word eendag, ek's vir die res van my lewe hier, so verstaan. En dis lekker om daai mense te hê, dis lekker om mense te hê wat 'n verhouding het met die Here, dis lekker om mense te hê in jou lewe wat die woord ken. En ek dink die belangrikste punt vir my is lekker om mense te hê teenoor jy kan
wat is nou die woord ek soek, accountability het. O ja, Mense het vir wie jy die reg gee om in jou lewe in te praat. Ja, inspraak te hê. Presies, inspraak te hê. Want ek's redelik seker almal weet ons is nie gemaak om 'n ding alleen te doen nie. Verseker nie. Ja. En ek het nooit geweet, soos ek nou daar, soos jy genoem het, jy kom by 'n plek uit en jy weet, soos ons wat voor, jy begin by skool, jy weet jy gaan hoërskool toe. Nie al die vriende van laerskool kom na dieselfde hoërskool. Nee. Dan moet jy nuwe mense. Jy het geen idee hoe lank daai persoon in jou lewe eintlik gaan wees nie. Ja. Ek het een van my beste vriende in graad 10 ontmoet eers en ek het hom geken van graad 8, ek het hom geken graad 9 en net saam een aand op graad 10 leer ek hom eintlik bietjie meer ken, ons is van daar af beste vriende. Ja. Nooit geweet dit gaan so lank wees nie. So op universiteit. Jy weet of jy college of waar ook al jy gaan, jy miskien net direk na werk instap en dan sit jy met kollegas om jou. Jy trek dalk na 'n ander besigheid toe later of jy kom weer terug en hierdie kollegas het eintlik 'n impak in jou lewe. Want soos ek nou hulle ontmoet het en nou gaan ons klas na klas saam. Ek dink al was miskien 2 klasse wat ons nie saam gehad het nie. Ja. Die res is almal saam. Ja. So ons doen take saam. Ons kla saam oor daai goed wat nie werk nie of dit wat nie werk nie. Ja. Ons ry saam klas toe. Ek dink ons het iewers 'n bietjie gaan resies jag met ons karre sommer saam. Jy weet. So hy sê waar nie. Ja. Maar dit was goedjies wat ons saam gedoen het en Ja. tot vandag toe is dit net soos en ek was self Kaap toe vir 'n paar jaar en toe teruggekom en ons het net weer begin kuier en dit is so lekker om te weet dat die mense wat jy ontmoet en dit is meeste van die tyd spontaan. Ja. Is mense wat 'n impak het op jou lewe. En nou is dit soos jy genoem het, dit is so lekker om weet jy as ek 'n vraag het en ek lees die Bybel, ek voel ek is maar hierdie is iets wat vir my uitstaan. Mikael, het jy al hierdie raak gelees? Wat voel jy word hier verduidelik of wat? Wat kry jy van die Here af wat hy vir jou openbaar in hierdie stuk? En dan deel jy jou getuienis, jy deel jou ervaring, jou kennis uit dit uit. Ja. En onmiddellik is daar koneksies wat in my kop hartlik is en okay, hierdie maak vir my sin. Ja. Ek hou daarvan. Ja. En dit is vir my mooi want jy het gemeenskap nodig. Ja. Jy kan nie 'n lone ranger wees in die koninkryk van God nie. Nee. Dis onmoontlik, dit werk Ja, nie. absoluut nie, nee. En ook nou soos jy sê, die oomblik wat 'n mens met iemand praat wat dieselfde glo as jy, dit vat nie 5 minute nie, dan is ons albei so opgewonde. Ja. Jy soos wat ons die woord bespreek en ons begin en jy het 'n kwessie waaroor jy dink en ek sê 'n vers of wat nou so 'n paar weke terug gebeur het toe ons het oor iets gepraat oor die koninkryk van die Here. Ja. En jy het toe dadelik vir my 2 verse genoem wat ek nog nooit regtig raak gelees het nie. En dit het my so opgewonde gemaak en ek het dit elke dag gelees vir die res van daai week. Dan lees ek dit weer oor en oor en dis vir my so lekker om mense te hê wat dieselfde dink as jy en die woord ken en die Here ken en 'n werklike verhouding met die Here het. Ja. Want soos dat jy in my lewe inspraak maak, het ek weer daai geleentheid om myself met jou te doen. Ja. Maar die Bybel praat ook van 'n beginsel wat hy sê those who waters others waters themselves. Jo, dis In mooi. so 'n gesprek wat ons die Here kan bespreek en sy woord kan bespreek, al sê jy niks nie, word ek so opgewonde en ek word so gewater deur die Here se woord dat ja, dis net ongelooflik. Jy wat ook vir my lekker is nou het jy daai koneksie vir die res van jou lewe. Ek het nou die dag gestop met mekaar en sê van hoorie, ek wil graag hierdie foto of ek het hierdie idee, ek wil hierdie foto gaan neem, ek wil hom Brighton, maar nou weet ek okay, Mikael doen foto editing, video editing, om dit baie te vereenvoudig. Hy doen dit eintlik verskriklik goed. En toe ek nee maar ek ken mos nou vir Mikael, kom ek gaan na hom toe. En dit was nie lank daarna en hy stuur ek vir my foto, hoorie, kan jy vir my hierdie ding net soos asseblief Brighton, want dit is so donker foto. So was dit 10 minute en hy stuur hy vir my die foto terug. Ek soos perfek. Ja. Jy weet en dit is doodeenvoudig net 'n vriendskap wat gebou is van universiteit af, spontaan begin en net gegroei uit dit uit. En daarmee wil 'n mens die belangrike toon af van dat die mense wat jy ontmoet in die lewe het werklik ware impak. Dit is nie noodwendig altyd dat hulle miskien moet uithelp met iets 'n behoefte vir 'n besigheid of so nie, maar partykeer het jy iemand nodig om te gaan koffie met. Jy het partykeer iemand nodig wat jy net wil bel. En partykeer is dit net iemand wat oorkant jou sit en werk, want dis die persoon saam wie jy sit en werk. Ja. Jaar na jaar. Net so ook vir ons hier werk met Tekautika. Ons het 'n goeie geestesatmosfeer hier in die kantoor. Ons het 'n lekker kultuur en tradisie. Want dit is lekker. Dis nie net iemand saam wie jy werk. Dis iemand saam wie jy werk heeltyd. Dis iemand met wie jy 'n verhouding wil bou, om mekaar te terg. Gister stap ek by die kantoor hierso in. Ek maak net die deur, ek kry ek so karate chop waarskuwing net so. Ek sê ja, dan sê iemand wakker wees. Ek sê, "Okay, is reg, ek onthou." Maar dit is klein goedjies soos daai wat 'n mens onthou en sê, "Okay,
hierdie is lekker. Ek geniet dit om werk te gaan, ek geniet dit om saam met die mense te gesels. Ja. Net so ook ontmoet jy weer mense in jou lewe by jou kerk miskien. Daar maak jy weer vriende, met jy stap in by kerk partykeer en baie mense, hulle is nie ten potch. Die eerste keer hierso, hulle weet hulle moet kerk toe gaan, want dis daai behoefte, dis daai instink wat hulle het, soos ek moet kerk toe gaan. Dis waar ek wil wees. Stap aan, totaal mal, as 'n vreemdeling, niemand. Maar dan kom jy uit daar en dit is sy mission om jou te kom groet en jou te laat welkom voel. Onmiddellik voel jy, okay. Nou voel ek bietjie meer at ease. En dit is lekker, want jy soek daai menslike eienskap, jy soek daai verhouding. Nee, soos jy het so vinnig het genoem, jy weet nooit regtig wie op jou pad kom nie. En jy weet nooit regtig wat se impak daai persoon kan hê nie. En die oomblik jy dit sê, toe dink ek dadelik aan Elia en Elisa. Waar Elisa het geboer, hy het daar met sy beeste in die veld gesit en hier kom Elia en hy sit sy mantel op sy skouers. En as gevolg van die kultuur het hy dadelik geweet wat dit beteken. Ek meen, hier soos jy besig op 'n plek, jy's besig met iets en hier kom iemand wat jou lewe verander. Totaal en al verander. En hy plaas daai verantwoordelikheid op hom en hy nooi hom uit om hom te volg. En deur sy gehoorsaamheid wat hy hom volg, die hele 2 Konings praat mens van Elisa se wonderwerke en se werke en se dinge wat hy gedoen het vir die Here. En dis incredible in so 'n oomblik hoe mense lewe kan verander. Ek meen, jy kan baie maklik, soos jy nou gesê het, jy kan baie maklik aan iemand in die kerk instap vir die eerste keer ooit. Met Potch is 'n studentekerk, so daar's baie studente wat antwoorde soek en wat duidelikheid soek en hulle kan so maklik by 'n kerk instap of nie eens by 'n kerk nie, by enige plek instap. En jy kan so maklik 'n verandering in daai persoon se lewe bring deur om net 'n hand uit te steek om te groet en vir hom te sê, luister, waarmee kan jy help? Dit maak die deure oop vir 'n geleentheid om hom later te vra, jy weet. Wil jy nie sommer my kerk toe kom nie? Wil jy nie na my Bybelstudiegroep toe kom nie? Net so, Ek meen, weer eens, Potch is vol mense wat kom en gaan. En mens weet nooit regtig met wie jy praat nie. Een ding wat ek ook nog besef, soos jy dit nou sê, is dat jy word groot, jy leer mos nou baie, leer by skool, jy kom by universiteit of 'n college of waar ook al, jy leer jy altyd baie, jy moet partykeer selfstudie doen, maar die plek waar jy die meeste leer, het ek agtergekom, is tussen mense. Ja, absoluut. Dis net vir my, dit staan altyd uit, ek leer meer tussen mense, om saam met mense te werk, as wat ek ooit op my eie sal leer. As ek die Bybel moes vat en ek moes myself gaan isoleer, iewers in 'n grot in 'n berg, ek sal definitief nie geweet wat ek nou weet nie. Ek weet meer vandag as gevolg van die feit dat ek die gemeenskap het met medegelowiges en broers en susters. Absoluut. Want jy het daai menslikheid aspek nodig. Daar kan nie net wysheid wees nie, maar daar moet ook daai liefdes wees wat groei tussen broeders en susters. Dis daai menslikheid aspek wat ons baie keer een kant toe skuif, want ons voel dis nie so belangrik nie, maar dit is eintlik half deel van die core mission van om gelowige te wees. Is om simpatie te kan toon teenoor iemand anders, om te kan ervaar in jou hart, so weet jy wat, die Here lê dit op my hart, nou ek moet daai ou bel, of ek moet hom 'n WhatsApp stuur. Jy weet, dit is vir my die koninkryk. Maar om jouself te gaan isoleer en te sê, nee, ek is okay op my eie, ek kan self leer. Dit voel vir my, daar is soveel wat jy mis. En nie net in jouself nie, maar ook wat God vir jou kan doen. Dit is vir my mooi as ek altyd dink, die prentjie van 'n Christen of in die koninkryk van God is altyd 2 of meer. Absoluut, en ook as mens kyk in Handelinge, ek dink is Handelinge 2 wat die Heilige Gees op die kerk geval het. Net so aan die einde van daai hoofstuk dan praat hulle oor hoe die kerk toe begin groei het. En dan kan ek gou soek. Kom moet vinnig daarso soek. Ek dink een mooi ding is, soos jy nou sê, die kerk begin groei. Is altyd uniek hoe God se handwerk of sy handdruk is op die mens, jy weet. Hy kies iemand om die volk te gaan haal. Hy kies iemand om ander mense te gaan red. Want God se idee is altyd almal. Dis nie net ek gaan jou vat en ek gaan met jou werk. Ek wil jou gebruik om ander te gaan haal. Ek wil jou gebruik om ander te gaan red. Ek wil jou gebruik om ander te lei. Daar's altyd ander betrokke. Ekskuus, maar ek gaan so vinnig lees. Hulle sê so dis nou in 2 ek gaan hom in Engels lees. Ekskuus daaroor. Hy sê, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all, and as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Dit is eintlik incredible om te dink die kerk was begin deur mense wat aanhoudend saamgekom het. Aanhoudend die woord
bedien het, aanhoudend die nagmaal bedien het, aanhoudend dieselfde doelwit gehad het. Nou, Ja, so die beginsel is eintlik eenvoudig. Dit is mense bymekaar kom, baie informeel, eintlik baie natuurlik, ja, kom drink koffie by my en ons ja, gesels. ja, Dis eintlik presies wat ja, dit is. ja, En daar's niks formeel of baie snaaks in dit nie. En ek dink baie keer probeer ons dit meer gekompliseerd maak as wat dit nodig is om te Ja. wees. Dit is nie nodig om 'n doktorsgraad te hê in Bybelkunde, as ek nou so kan stel, ja, net om met iemand te kan gesels oor die Here nie. Dis nie Presies veronderstel ja, dit wat daai passie en liefde wat in jou hart Ja. is, kan jy met iemand deel en jy kan daardeur die koninkryk van God openbaar. Jy kan daardeur die beeld van wie God is openbaar. ja, En dis eenvoudig soos, hoorie kom ry my saam met by 'n bietjie mall toe, kom ons gaan stap net in die mall, of Ja. ons gaan drink iets daar. ja, Kom hike saam met my om die berg. ja, Jy weet, dis letterlik so eenvoudig soos dit. absoluut dit, ja, En daai een klein dingetjie wat jy doen is so lekker, want dis 'n uiting wat jy gee vir 'n ou om te sê, weet jy wat, nou kan ek dalk bietjie met hierdie ou gesels, want ja, ek het iets op my pla. ja, En nou voel ek bietjie meer gemaklik. Want ek ken die Absoluut, ou ja. ten minste al. ja. En die evangelie is so eenvoudig. Dis eenvoudig genoeg vir kinders om te verstaan. Definitief. En Jesus wou dit gehad het. Hy wou gehad het kinders moet weet wie hy is, wat hy gedoen het, wat hy is vir hulle. Ja. En dis nou ook soos jy sê, dis maklik om dit te verduidelik. Jy weet, om daai verhouding met iemand te bou en 'n geleentheid te kry om met hulle die evangelie te deel. Soos jy sê, jy moenie 17 woorde uit jou honeursgraad uit moet uittrek om vir hom te verduidelik hoekom hy Ja, eers 'n sondaar was en nou is die Here hier vir hom nie. Dis eenvoudig. baie eenvoudig. Jy het nou genoem dat dit is eenvoudig dat kinders homself verstaan. Ek kyk vanoggend 'n video van 'n dogtertjie wat bid vir haar maatjies. Die dogtertjie is seker 4 of 5 jaar oud. Dink ek soos, sy weet wie God is. Ja, En sy het genoeg geloof in God om te sê, maar ek gaan vir jou bid. ja, En dit is vir my so mooi, want dit wys net weer eens dat ja, jy hoef nie seker ouderdom eers te wees om te verstaan nie. Jy het nie 'n graad nodig om te verstaan nie. Jy het net Ja. iemand nodig om te verduidelik dat daar 'n God is wat jou eerste lief gehad het, ja, oor enigiets anders. En dis eenvoudig soos dit. ja, En uit daai liefde uit kan jy maar self, soos die Here jou lei, bepaal wat wanneer nodig is om te deel met wie. ja, Ek dink dis so eenvoudig soos dit. Dis die boustene van die geloof en daardeur kan jy die koninkryk van God laat groei. ja, nee, absoluut. Nee, dis eenvoudig. Dis regtig. Dit is crazy as mens dink tot aan die persoon wat langs Jesus Christus op die kruis was. Ja. Hy het nie, jy weet, 50 goed eers moes Ja, sê nie. Hy het net gesien en geglo. En dit was genoeg vir die Here om vir hom te sê, jy weet, ek weet wie jy sal my sien in die koninkryk. ja, dit is vir my so mooi as jy sê, dit was genoeg vir die Here. Mm. Jy weet, vir die skepper van die heelal om te sê, as jy glo in my, is dit genoeg vir my. Mm. Jy weet, dit is vir my so mooi, maar as jy kyk na, as jy die wêreldse perspektief in dit bring, dan maak dit nie sin nie, want die wêreldse leringe sal vir jou sê, nee, jy moet soveel jaar dit doen, jy moet dit eers reg doen, jy moet al die ander goed eers vergeet, en dis al soveel hoops waar jy hier moet speel, soveel reëls en regulasies. Op die einde van die dag gaan jy altyd voel, jy's nie goed genoeg nie. Ja, Jy kan dit nie behaal nie. ja, Die standaard is te hoog. ja, Ek is nie goed genoeg nie. Maar die Here sê, glo net in my ja, en dis genoeg vir my. ja, Dis vir my so mooi. Dit wys net weer eens dat daai klein goedjies wat jy leer, wat jy doen teenoor ander en wat jy ook doen saam ander, mm. het soveel krag in wat dit doen. ja, Ek meen, ek onthou nou nog die goed wat ons saam gedoen het op universiteit, die feit dat ons goed gaan saam eet of saam iewers in 'n lokaal gaan sit en wag vir die volgende klas. Dit was net vir my so lekker geweest. ja, En jy weet jy kom op 'n punt waar jy voel, weet jy wat, hierdie klas gaan nie dieselfde voel as wanneer jy daar is nie. Jy ja, mis hulle nou eintlik. ja, En dis nie omdat hulle 3 of 4 in die klas is nie, dis net ja, dit voel nie reg sonder hulle nie. ja, Jy wil saam klaar gaan swat, jy wil saam ervarings deel, jy wil hoorie, waar bedien jy nou, waar is jy betrokke, wat is nie in die lewe. ja. Dis die lekker deel. Dit is eintlik nogals interessant net hoe groot die impak is van mense om 'n mens. Ja. Want daar's nog 'n vers, ek dink is in Korintiërs wat hy weer gesê het dat evil company corrupts good morals. Yes. Net soveel soos wat 'n goeie gemeenskap 'n mens kan skerper maak en motiveer in die woord en help groei. Is dit eintlik ongelooflik om te sien dat 'n persoon het so 'n groot impak op 'n ander persoon dat tot die Bybel waarsku mense weer
vir die teenoorgestelde. Ja, die Van 'n teenoorgestelde. verkeerde persoon of 'n verkeerde vriend of 'n verkeerde invloed in jou lewe kan jy weer heeltemal uit jou bestemming of uit jou doel wat die Here miskien vir jou lewe het kan uitvat. Ja, ek dink dis kom so belangrik is om die mense saam wie jy jouself omring, nee, die wie jy Ja. doelbewus kies om by te kuier en by hom te wees, moet jy Ja. seker maak dis mense wat dieselfde morele en etiese waardes as jy het, mense wat nie heeltyd net negatief praat oor die lewe of oor hulle self nie, maar eerder opbouend is. En ek weet ons is mens, jy partykeer voel jy Ja. maar bietjie af, maar dis dan juist daai wat jy wil hê, die mense om jou wat jy moet inspireer en weer uplift. Ja. Want ja, jy gaan party dae weet jou skouers maar bietjie meer gesak is as ander. Ja. Maar dan het jy 'n ou nodig wat jy sê, "Hey, Ja. ons gaan doen ietsie." Ja. Jy weet en dit vat 'n paar minute dan voel jy net bietjie beter, want die Ja. ou is heeltyd optimisties en positief. Ja. En dit affekteer jou definitief. te doen, ja. Jy weet jou brein wil heeltyd inligting inneem of jy het nou weet of nie, of jy het nou subconscious doen of doelbewus jou brein neem inligting in. Ja. So die oë is die venster van die siel soos wat die woord sê. So jou oë neem in en dit wat jou oë heeltyd inneem, word uiteindelik dit wat wemel in jou Ja. gedagtes. Ja. Dit vol daai emosionele welstand waar jy is. Voel ek vandag goed oor myself of voel ek sleg? Jy weet as ek weet vir 'n feit as ek om mense sit en kuier die ene hand en hulle is heeltyd negatief, gaan ek ook begin negatief later aan dink. Ja, absoluut. En dis vat nie lank nie, dan raak jy ook maar negatief. Ja. Maar dan moet jy weer jouself omring, dan moet jy weer jou gedagtes heroefen, sê kan jy. Ja. Ek moet positief wees. Daar's beter goed om die lewe om oor optimisties te wees. Ja. En dit is uitdagend baie keer, maar dis 'n keuse wat jy moet maak om jouself te sê, weet jy wat, ek gaan kies om myself te omring deur mense wat my opbou, Ja. eerder as afbreek. Ja. Dis eintlik interessant hoe jy dit nou noem want ek het onlangs gelees of toe hoor ek eendag iemand sê 'n ding van die Here se guns. Ja? En hoe guns nie iets is wat 'n mens verbid nie. En ek dink dis nogal 'n interessante stelling wat jy maak en Dit is ja. ek Google dit toe en ek soek dit toe in die woord en ek sien toe daar's nie regtig 'n vers wat sê bid vir guns nie of pray for favor nie. Okay, ja. En ek dink dit is in Spreuke wat Salomo baie wysheid gee aan sy seun. Ja. En dan sê hy een van die goed wat hy vir sy seun sê is ek kan nou nie die vers heeltemal onthou nie, maar hy het iets gesê van werk vir guns. So jy moet goeders doen om guns te guns is amper 'n loon wat jy kry wanneer jy op 'n sekere manier oor 'n sekere persoon optree. As jy nou na jou baas toe gaan en jy gee vir hom 'n massiewe biltongpak vir sy verjaarsdag, het jy guns gekry. Ek kan nie dit vir jou beloof. Ja. Dit is so. So die sê die persoon daarso is nou eintlik my trein of thought nou verloor. Dis Maar dat jy het jy nou gesê jy het nou gepraat van wat 'n mens doen. Ek dink dis nogals interessant om jy weet die Here is verskriklik lief vir jou en as niks wat jy kan doen wat jy hom kan maak meer lief wees vir jou nie. Hy het klaar vir mense alles gegee. 100%. En wanneer jy met mense om jou werk om hulle ook om 'n geleentheid te wil hê om in hulle lewens in te praat, verstaan? Kan mens of die persoon wees wat by daai persoon gaan sit en skinder of kla Ja. of aan hom doen wat jy nou net gesê het, mense aan jou doen wanneer jy so negatief voel na die tyd. Ja. Of 'n mens kan mense jy weet approach en met hulle positief wees en opgewonde wees en hoopvol wees vir die toekoms. En as hulle iets sê wat negatief is, dan sê ag nee man, sê sorry, dis so. Ja. Jy weet jy hoef nie te sê dis die Here wat dit sê nie. Jy kan net 'n meer positiewe mens wees. Want ek dink jy en ek, ons het mense in ons lewens wat so positief is. Ja. Jy wil net hulle help. As hulle jou vra of hulle kan help trek, dan sê jy dadelik ja. As iemand anders my vra om hulle te help trek, dan dink ek dit is nou 'n hele dag en is Ek nou voel hier is baie spesifiek. As jy my nou Nee. gaan vra om jou te help trek, nee. ek gaan dalk jou vra om my te help trek. Kyk, sien julle, hy het dit 'n plan gekom hier. Ek het ja. Yes. Nee, maar verstaan, soos as sekere mense meer guns by my het en ander mense het nie, dan moet jy jouself vra hoekom. Verstaan? En ek dink daai positiwiteit is 'n baie goeie punt van jou. Ja. Want sommige mense dit trek net al jou energie weg. En ander mense as jy klaar met hulle gepraat het dan is jy so opgewonde en jy is so gereed vir wat voor lê en jy is so gereed en opgewonde vir wat ook al in hulle lewens gebeur dat jy wil eintlik meer vir hulle gee en meer vir hulle doen en hulle meer help. En ek voel nou weer jy begin nee, ek doen nie glad nie. Ek joke nie. Nee, maar die punt wat jy nou genoem het is vir my baie interessant want ek weet vir 'n feit as ek nou moet kies tussen twee padde, nê. Een
een is altyd negatief en jy weet afbreekend teenoor homself maar ook teenoor ander. Jy weet hy's nie optimisties oor die lewe nie. Elke dag is vir hom, jy weet hy's amper 'n slagoffer van sy denkwyse, basies wil ek sê. Ja. Dan is daar 'n ander pel wat weer die teenoorgestelde is basies. En albei vra of ek besig is en wil ek oorkom, dan sal ek definitief meer geneig wees om by die een wat positief te wil gaan kyk. Ja. Want dit vat soveel van my om dit te sê, nou moet ek myself weer omring deur iemand wat heel negatief is. En maak nie saak hoe hard ek probeer en die persoon wil bly negatief. Dan sal ek eerder daai persoon probeer vermy, want dit is nie lekker om jouself te omring met mense wat so is nie. Veral nie as hulle kan insien wat jy insien nie. Ja. As hulle nie die grootheid van God se skepping om die natuur kan sien nie. Ja. Die ding, dis Paulus wat praat oor dankbaarheid. Ja. En vir my om eerder te fokus op dankbaarheid van elke Ja. dag ten spyte van omstandighede. Ja. Jy weet, en dit is 'n moeilike ding. Ja. Is om dankbaar te wees teenoor die Here Ja. ten spyte van. Ja. Jy weet, ek sal 10 keer eerder saam so 'n persoon wees. Ja. Maar dan weet jy wat, hierdie persoon verstaan die beginsels van die koninkryk. Hierdie Absoluut, persoon ja. sien die karakter van en seën van God in sy lewe raak. Ja. En ek sal baie eerder saam daai persoon wees, want ek weet daai persoon sal inspireer en myself ook uitdaag om meer en meer soos dit te wees. Ja. Definitief. Nee, dis presies die ding sê, dit is moeilik soms om wakker te word. En dan te weet ek luister die woord sê, dis is the day that the Lord has made. Kom ons rejoice. Yes. En sy sê ek wil nie nou rejoice nie. Ek wil nou klaar en ek wil verder slaap en ek het nie lekker geslaap nie. Maar dan staan mense nou maar op en dan ek dink mense het so 'n geleentheid om met daai eerste persoon wat jy sien te praat en te besluit, luister, gaan ek nou na die slegte aand of gaan ek nou na die kinders wat my heel aand wakker gehou het, my beïnvloed in vandag of gaan ek werklik die Here se joy my krag maak? Ja. Gaan ek op hom leun of steun of ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar gaan ek op hom lean vir daai krag of gaan ek dit in myself soek? Die Here sê my juk is sag. Ja. Ek hou van daai want ek weet ook soos dat ek sê ek moet nou opstaan. En baie keer soos jy gesê het, jy voel dalk, yes, ek wil eintlik nog slaap of ek voel nie lekker nie of ek bietjie moeg vandag. Dis fyn, dis menswees. Maar jy moet nie toelaat dat daai gevoel, daai emosie jou hele dag bepaal nie. Ja. Ek meen, gaan vat 'n stort, jy weet, gaan stap om die blok, nê. Jy weet, mense raak kwaad. Ek meen, dis nie dat kwaad word sleg is nie. Word kwaad, ek meen, jy stamp jou tone seer, word kwaad, dis fyn. Maar moet dit nie uithaal op mense wat nie verdien nie, jy weet. Hanteer eerder daai emosie op 'n ander manier. Gaan stap eerder om die blok of gaan sit dalk net op 'n bankie vir 'n rukkie. Luister dalk 'n liedjie of twee, net laat jy weer kan kalmeer en weer aangaan met die dag. En dis die belangrike deel, aangaan met die dag. Ja. Maar moenie soos die ou wees wat nog steeds soos toegelaat dat daai een klein dingetjie is hy hele dag nou vernietig nie. Dis 'n hele dag versuur nie. Want dan mis jy die hele dag. Want jy het nou gesê rejoice because the Lord has made this day. Ja. Hoe gaan jy toelaat daai een klein dingetjie die hele dag van jou vernietig? Ja. En ek dink is hartseer want dit kan so vinnig gebeur dat jy iets wat 5 jaar terug gebeur het jy nog steeds terughou. Ja, dit gebeur of 10 jaar terug gebeur het jy nog steeds terughou. Ja. In plaas van om dit vir die Here te gee, dan klou mense so vas aan daai ding wat gebeur het of daai manier wat jy ingedoen was of die manier wat jou broer of jou suster of jou ma of jou pa jou hanteer het. Ja. Of tot jou onderwyser. Ek het 'n vriend gehad wat in graad 4 met die rivier, die onderwyser hom sleg gesê. Ja. En dis nog steeds 'n ding wat hy aan dink. En dit is al 20 jaar terug. Sien dit wys jou dit wat mense sê teenoor ander kan stiek. Ja. Dit is verseker. Dis kom jy eerder daai moet gesindheid moet beoefen om altyd goed te spreek teenoor ander. Ja. Om altyd daai een persoon te wees wat optimisme bou eerder as iemand wat afbreek. Ja. Want daai woorde, soos ek gesê het, jy weet, dit is soos 'n spyker wat jy nou uitslaan. Jy kan nie die spyker uithaal, maar die gat bly daar. Ja. Maar soos wat jy nou praat van wel die onderwerp van ons gesprek oor 'n vriend of oor 'n persoon of nie die lewe alleen doen nie. Dink jy hoeveel krag is daar in vriende wat mekaar opbou? Net konstant opbou, verstaan. As daar iets fout gaan, ja, soos jy sê, jy weet jy ignoreer dit nie. Maar jy spreek dit ook aan. Ja. En jy spreek dit vinnig aan. Ja. In plaas van as daar iets in my lewe gebeur het, hou ek dit vir myself vir 6 maande. En jy kan agterkom, luister, daar's iets tussen ons. Ja. Moet mens eintlik so vinnig as moontlik dit kan erken teenoor mekaar. Uiting gee sodat dit kan uitkom. Ja. Sodat daai burden, jy weet, jy help my dan dit dra. Ja. Ons bespreek dit, ons vertrou die Here vir genesing en wat ook al aspek van my lewe dit is en dan gaan mens aan. Ek dink dit is
En dit is, jy kan dit ook net doen as daar mense is. En dit wys net weer eens hoe belangrik dit is om mense te hê. Ja. Want die oomblik wat jy jouself isoleer van die samelewing, wat jy voel, ek kan hierdie alleen doen, dan draai jy al julle burden, dis weer eens die Engelse woord nou, jy dra daai las alleen. Ja. En jy kan nie. Nee. Jy kan nie. Jy dink jy kan en jy steek dit weg in jou emosies, maar daar kom tye waar dit deurbreek. En dan daar wanneer jy voel jy slaan rock bottom, dan kom dit weer deur. Ja. En so dit gaan aanhou deurkom tot jy dit oorgee vir die Here. En jy gee dit oor vir die Here deur dit kan toevertrou vir die mense wie hy oor jou pad stuur. Ja. Omdat jy bewys aan God dat jy self gee hierdie probleem oor. Ja. Jy erken aan die Here dat jy dit nie kan hanteer nie. Ja. En in een teks wat vir my so mooi uitstaan, is die Here sê hy vat jou son so ver as die ooste van die weste en hy dink nooit meer daaraan nie. Ja. Maar ons as mens probeer nou soos jy gesê het. Ja. En ons gaan al nou iets van 5 jaar terug. Ja. Maar ons moet daai denkwyse begin beoefen. En ek dink net voor ons begin het jy genoem, jy weet, yster slyp yster. Ja. Ons het mekaar nodig om mekaar te kan versterk, maar ook verskerp in ons gedagtes. Ja. Dit is so nodig. Nee, absoluut. Dis regtig onmoontlik om dit alleen te doen. Ja, jy kan nie. Jy gaan op 'n sekere plek. Die kerk is ook nie een persoon nie. Nee, presies. Absoluut. Jy het absoluut mense nodig. Ek het so rukkie terug gepraat ek met 'n dame in Potchefstroom. Toe sê sy vir my, sy was baie bang om Potchefstroom te trek, want dan is die mense wat by haar troue was nie meer in haar lewe nie. Toe dink ek, wat 'n vreemde ding om te sê. Wat bedoel sy? Ja. Toe sê sy vir my, maar die doel van die troue se gaste is nie om saam te kuier nie om gratis vingerappies te kry nie, nie om te dans vanaand en jy weet met mekaar te gesels nie. Die doel van gaste is getuienisse. Tot jou huwelik, tot jou belofte making tussen jou vrou en die Here. Ja. En dis my so 'n vreemde gedagte gewees om te besef, jy weet die mense wat jy nooi na jou troue toe is mense wat jy, soos ons nou gesê het, is mense wat jy toelaat om in jou huwelik in te praat. Ja. En dis nie om te sê luister nooi minder mense na julle trouens toe nie of dink mooier oor jou gastelys nie, maar dis my incredible om te dink dat jy daai reg vir iemand kan gee om te sê luister, ek en hierdie persoon gaan nou ons lewens saam begin. Ek wil graag hê jy wat ons vriend is moet kom na ons troue toe. Nie omdat jy 'n vriend is nie, maar omdat ek jou genoeg vertrou om as daar iets in ons huwelik verkeerd is of moeilik is, vertrou ek jou om in my lewe in te praat. As jy sien ek hanteer ons huwelik verkeerd, het jy die reg en jy die verantwoordelikheid in die oë van die Here om in te spreek, in te praat en te kan help. Dit is verskriklik mooi. Dit sê basies ek nooi jou om deel te hê in die volgende stap van my lewe. Ja. Ek gee jou ek vertrou jou in die volgende stap van my lewe. Dis eintlik so mooi. Absoluut, Ek dink mens moet dit reg deur trek in jou hele lewe. Die vriendskappe wat jy het, weet ek vertrou jou om deel te hê in my lewe. Ja. Dis vir my baie mooi. Ja. Maar vir almal wat ingeluister het vandag, baie dankie. Dankie Mikael vir jou wat jy gekom het. Dit was baie lekker om jou hier te hê. Soos ek gesê het, ek kom al lanksaam. Dit is al wat 5-6 jaar nou. Ja, dis al hele ruk. Dis al ruk en 10 gaan ek om help trek oor 'n paar dae, neem ek aan. Sal 'n paar foto's post. Ja, so ietsie kom nou. Ek kan dit sommer voel. Maar baie dankie vir julle en ons sien ons julle volgende week met Spiritual Talk episode 9. Baie dankie. Sy.